Hey, welcome back to the vlog. Jammer ek het nie 'n vlog gemaak vir die afgelope 2 weke nie. Eerste week was ek net die Lissie. Tweede week het ek net soos in 'n bad slump geval. Ek weet, verskonings. Anyway, welcome back to the vlog. Hierdie week is super exciting. Happy Wednesday. Ek gaan vanaand saam met Jess en Mikaela na my eerste mat pilates klas toe. Ek het nog nooit 'n pilates klas gedoen nie. So ek is net nervous dat ek al die bewegings kan doen en ook ek is nie baie sterk nie. So ek is soos ook nervous dat ek al die moves kan doen. I'm going into this blind. Maar soos wat ons die spin klas gedoen het laas keer, we're just going to do it, have fun with it. Maar ja, dit is by Sculpt Studios in die stad. Hulle het dus op die oomlik 'n special, dus kom ons dit nou doen. Soos ek sê, ek is altyd 'n bietjie nervous om iets vir die eerste keer te doen. Maar dit is belangrik. To do new things, to try new things, explore new things. Maar ja, ek wag net vir Mikaela om te kom en dan gaan ons vir Jess optel in die stad. So ja, let's get going. Is dit jou eerste keer jy dit doen? Ja, at this extent. This is push. Pilates vir die huis, maar ek het nog nooit by 'n studio nie. So I'm excited to try it out. Wat sê jy wil suffer? Ek wil. Ja, ek wil dit net moeilik wees, is challenging. Dit was baie moeiliker as wat ek gedink het. Review is, daai was actually regtig moeilik vir my. Mikaela het jy baie goed gedoen, Jess. Ek kan nie bene doen. Alles anders was Ja, ek het gesit en sit en bewe. Daai instructor kyk, het sy op in die begin het sy my probeer help en later het sy my net gelos. Sy sê fuck it, hierdie kind kan dit nie. Dit is almal het goed gedoen. Oh my word, dat was so scary. Hello friends, ek het gedink ons gaan 'n bietjie opcatch en chat terwyl ek vir my 'n whisky maak. Eerste ding wat ek kan sê is ek het my vinger so lelik gisteraand gesny. Ek het my vinger gechop terwyl ek besig was om die eie op te sny. En in die oomblik was dit nie so erg nie, maar toe daai tyd is dit so moerseer. TMI, ek het 'n deel van my naald afgesny. So dit is so seer en ek het nou so spesiale salf en 'n nuwe pleister opgesit vir oggend. Maar ja, dit is not good fun times. En veral aangesien ek letterlik gister my naels geverf het. So dit was ek nogals ontstel daaroor. Anyway, so ja, dit is die update. Ek kom nou net van 'n stappie af. My ouers is vandag Stellenbosch toe om vir Juggie se finale rugby game te gaan kyk. So ek is by die huis alleen. So gaan ek 'n stappie gedoen en dan maak ek my ouza en 'n bietjie opcatch, want ek het letterlik baie lank met julle gesels. Lekker. Konteks, ek was bietjie break gevat die eerste week, want ek was net die Lissie en toe sê ek van okay, ek verdien 'n break. En toe die tweede week toe sê ek van oh my mooi, dat ek van die perd afgeval, nou weet ek nie weer hoe om op te klim nie en dan probeer ek myself redeem. So ons gaan sien hoe ek draai hierdie storie uit, maar in elk geval in die afgelope 2 weke ek het vir Mikaela gaan kuier. Mikaela was weer terug by die huis, is nou weer terug by die huis. So ek en Jess het al 'n stadaand met haar gehad wat super fun was. Ons het oorgeslaap in haar sussie se woonstel in Groenpunt. En ons het mos die pilates gedoen die dag wat ook super fun was. O, super exciting. My La Crusade panne wat ek bestel het gekom. So nice. Ek het gou gedink, ek is van want dit is op die oomblik op special gewees en ek wil graag goeders hê vir troeshou. So toe sê ek van okay, kom ek kyk na die sets en Tia het van gesê ek moet die een set van 6 koop wat die non-stick is. Die tough and non-stick goed. So toe is ek van okay, kom ek gaan kyk online, maar dit is moordie. Ek het nie nou die oomblik die finances om net uit te haal en te splurge nie. So kyk ons in store, toe raak ek nogals verlief op die stainless steel potte. En ons het ook stainless steel potte by die huis. So dit is iets wat ek ken, maar ek het nou nie die potte gekoop nie. So my ma wat soos die ewe hunting 'n deel. Sy is soos okay, sy het die hele webwerf gekyk om te kyk wat is die beste prys. Soos wat se sets kry jy die meeste waarde vir geld voor. So op die einde agterkom dit is as ek 'n set van 4 potte koop en dan 'n aparte set van 2 panne. Want dan kry ek die 24 cm en die groter 28 cm pan. Ek het die 2 panne gekoop want ek love panne en ek wou graag eers dit hê. So ek dink volgende Black Friday sal ek probably soos die potte kry. So daar was dus super exciting wat gebeur het. Ook, ek moet eintlik op 'n ander tyd film. I've gotten really into my breakfast, specifically eggs. Ek voel ek het soos 'n egg
fixation elke week. Dit was eers gewees, okay, ek laat nog steeds my hard-boiled eggs. Hard-boiled eggs elke oggend. 2 of 3 met soos sojasous en bietjie mayonnaise of iets. Dit geloof. Of toe, ek het 1 of 2 keer probeer die savory oats doen, wat baie lekker is. Dit is 'n bietjie moeite. Dit is 'n bietjie baie moeite. En my latest fixation is egg in 'n cup. Ek gaan dit film, maar ek is nie rice cakes op die oomblik nie. So wat ek doen is obviously die 2 gekookte eiers, sag gekook, super sag. Dan sit ek dit in 'n koppie met 'n bietjie botter, chop dit op, chop, sodat dit soos half, soos ek weet nie, soos scrambled eggs is, maar dis obviously gaar. En dan sit ek dit op 'n rice cracker. Obviously kan dit op brood ook sit, maar dis net lekker op 'n rice cracker want dit is soos crunchy en ek weet nie. Dit sal sekerlik lekker wees op toast, maar ek hou van op die rice cracker because it's low cal. Anyway, so ja, dis al my breakfast hyperfixations. Maar soos ek sê, ek het 'n bietjie van die waaf gevoel en ek voel sleg want ek love dit om YouTube video's te maak. Daar's iemand se drone. Oh my word. Wat dink jy doen hierdie mense? Ek het soos hoor die bzzz, en ek is trauma van jy het obviously al jare 'n drone gehad. Wat dink jy doen die man? Anyway, wat was my storie? Okay, ons kan verder chat terwyl ek gou probeer kos prep met leftovers. Ons het nog van die springbok pastei, maar ek dink ek gaan die vleis gebruik vir 'n fajita situation. Ek weet nie hoe ek gaan chop met my flippin afvinger nie. Wel, ek wil vertel dat ek het obviously afgelope tyd vat ek meeste van soos die middag en dan kyk ek my shows. En my pa glo ons mag dit een streaming service op 'n slag gebruik. So op die oomblik kyk ek al die prime shows en gotta put you girls onto it. Daar is sulke lekker shows op die oomblik, soos regtig. Wat het ek gekyk? Ek het letterlik gisteraand Maxton Hall klaar gemaak. Dit is 'n German of elitist show, good, smart, nerdy girl, bad boy, ryk ou trope. Enemies to lovers trope. Plot-wise, simple show. Plot-wise, very voorspelbaar. Maar die acting, oh my word, soos die mense, flippin gooi Oscar-worthy performances daar. So dit was op die einde baie goed, dis 2 seasons, en die tweede season eindig op 'n cliffhanger, so ek het dit afgespreek. En dan het ek ook obviously Sterling Point, almal praat in hulle ma praat oor Sterling Point. Ek het dit gelove. Ek dink die Gen Z humor in dit is so funny en relatable. Kan dit definitief vir enigiemand recommend. En soos ek sê, dare I say, better as Summer I Turned Pretty. Soos Summer I Turned Pretty was goed geweest en dit was partykeer maar 'n bietjie cheesy, maar hierdie show is so goed. Ek het dit regtig gelove. So Sterling Point het ek nou klaar gekyk. Die printer vanself. Oh my word, Casper the Friendly Ghost. Heilig gebeur al die skerry goed as ek alleen by die huis is. Other favorites is ook Young Sherlock. Wou begin kyk want al die akteurs is haat, maar regtig 'n fun plot. Soos ek het dit super baie geniet. En dan ek en my ma het ook L gekyk, die Legally Blonde. En aanvanklik wou ek dit kykie want ek is soos hierdie lyk 'n bietjie stupid. Ek weet nie of hoe goed dit gaan wees nie, want soos spin-offs is nooit regtig so goed nie. Maar it was very wholesome. So it's very cutesy and girly vibes, wat ek nog goed gehou het. As jy hou van 'n romance movie, sal ek definitief My Fault London. Dit is van Michael Palmia wat so sponsor reeks is. Kan ek dit sê, die sponsor shows op Prime is regtig goed. My Fault London is 'n Engelse reproduce van die Michael Palmia, maar is so die tweede movie is ook nou uitgekom. So ek het die eerste movie laas jaar gekyk en nou die tweede movie wat ek baie van gehou het. Dit is al my prime recommendations. Dinner is served. So ek het laat val ek my kos. Ek het nou rys met 'n bietjie vleis en peppers en mielies en dan yoghurt boop. Vir lekker razzle dazzle. So 'n little Mexican bowl vibe. Ek nou nie avous nie. Dit is van lekker weer. Maar ek gaan nou the runarounds begin kyk in nuwe series op Amazon. So sal maar laat weet hoe gaan dit.
gisteraand was super fun geweest. My niggies het 'n bietjie kom kuier, Gina's weer terug. So hulle het kom braai by ons as rugby gekyk, ons het soos burgers gemaak, my pa het soos homemade patties en homemade buns gemaak. Dit was super nice. Maar ja, ons het tot laat gekuier en hulle is eers soos 12 uur se kant hier weg, maar dit was baie lekker geweest. Gister het ek dit nou nie gewys nie, maar gister het ek bietjie winkels toe gegaan want ek is indringend need vir nuwe oefenklere. My oefenklere wat ek het soos 1 short, 1 tight, 2 sportsbras en ek het nie regtig toppies om daarby te dra nie. Ek het bietjie gedink ek moet my wardrobe 'n bietjie update. So toe gaan ek wou actually 'n surprise spot toe gegaan het, maar ek het niks regtig super nice daar gevind nie, maar op die einde het ek H&M. So, kom ek wys weer dat ek dit is nou nie super exciting nie, maar ek dink is very fun. Eerste, die cutest shorts. Het is short ingebou. So dink ek as ek in die middag, van baie keer in die middag na werk, dan wil ek 'n bietjie gaan stap, maar ek wil altyd my soos tights aantrek of soos my bicycle short. Voel 'n bietjie exposed. So dink ek hierdie is die perfekte cute short. Met dit het ek hierdie very cute sportsbra. Ek het actually 'n bruin aangepas, maar toe dink ek hou meer van die geel want ek kan dit dra met my groen tights, my blou tights, die pink. Soos hoe cute is dit? So ek het my sportsbra en dan het ek ook 'n geel matching baadjie toppie wat ek voel is nogal cute. Behalwe dit sit baie styf. Soos ek sal dra as 'n toppie en nie noodwendig as 'n baadjie nie, maar ek weet nie, ek dink ek sal dit dalk moet teruggee. Ek weet ek is nog 'n bietjie in two minds hieroor, maar hoe cute die matching sportsbra en dan 'n pink short. Anyway, daar is my haul. Maar in geval, so ek dink ek gaan die vlog nou hierso eindig. Dit is 'n lieflike Sondag. Ons gaan nou net rustig wees by die huis. Carly en Jeggie is ook hier. So ons gaan net lekker hoendertjie braai, boek lees en dit geniet. So I'll see you in the next one.